Goeiemôre almal. Vanoggend het ons lekkere interview, ons het 'n debat, ons gaan net lekker gesels, maar jy moet daar bly sit. Want doorgehou baie mense het seer gekry in die kerk. Dit is interessant hoe sê hulle het seer gekry in die kerk. Niemand vertel hoe hy seer gekry by die werksplek nie. Of hoe hy seer gekry op die straat nie. Of hoe hy seer gekry op 'n ander plek nie. En hoe het hulle ander seer gemaak nie. Ons Christene is nogal interessant dat ons het seer gekry. Ek gaan nie meer kerk toe nie, want die pastoor het my seer gemaak. Die pastoor het my nie gegroet nie. Daai een het my nie gegroet nie. Het jy nou al gedink dat jy ook ander al seer gemaak het? En dat jy 'n bietjie ophou die vinger na ander moet wys en na jouself moet wys. Nou vandag gaan ons 'n bietjie gesels. Ek kan natuurlik baie mense gekry het, maar toe gaan kyk ek by TikTok wie is nogal 'n befaamde persoon. En toe's François Baden nie hierdie. Nou ja, kyk, hy's toe nie hierdie. Toe vat ek die ander ou wat ek vat en dis Stefan Visser. Gee 'n lekker hande klap. Asai. Toe gaan kyk ek 'n bietjie rond. Sien ek dat Teens nou nie meer met ons is nie. En groep 2 het opgebreek. Hulle is groep 4 of groep 0. Ek weet nie wie is hulle nie. Is dit nie, ek onthou die ou se naam, Sias Reineke, is daar so ou? Ja, my ene lyk vir my, ek onthou nog al die goed. En toe bel ek vir Sonja Held, Sonja, ek maak net 'n grap hier, en kom jy by haar telefoon uit, en toe sien ons hierdie ou raak. Al die pad van Gordons Bay en Strand, Rolf Diedericks, gee maar lekker aan 'n klap. Nou ja, ons gaan sommer vir Rolf oorgee. Maak vir ons oop. God sorg vir die mossies, God sorg vir die diere, God sorg vir die plante, en God sorg vir jou. En as jy dalk bekommerd oor die dag van môre, God sorg vir die mossies, en God sal sorg vir jou. God sorg vir die mossies, en God sorg vir die diere, en God sorg vir die plante, en God sal sorg vir jou. En as jy dalk bekommerd oor die dag van môre, en God sorg vir die mossies, en God sal sorg vir jou. Ek wil net so 'n bietjie 'n intro kry oor hierdie week, iets wat my baie na in die hart gelê het is, of wat ek agterkom is, ons moet besop wat ons sê. Nou ons sit nou 2 mense hierso, wat like om te vinnig te praat, en ons is stadig om te hoor, is ek reg? Ja, dat is 100% korrek. As ek tussen my en jou moet vat, wie van ons se monde is die vinnigste? Definitief myne. Dankie. Ek wil dit net seker maak. Ja, 100%. Ek het 'n ou vriend, 'n advokaat, wat sê, hy praat so en dan sê hy, 'n mens moet stadig wees om te praat en vinnig om te hoor, sê Spreuke. Nou ek sê altyd vir hom, jy weet nie hoe vinnig hoor ek nie. So, Ja, dit was my langste ontbyt saam met hom gewees, my langste ontbyt in my lewe gewees in Kimberley saam met hom. het jy hom ook al ontmoet? Ja, die advokaat Struys, dit was my langste ontbyt. Ek moes baie Onthou Poppy, ek mag jy nie meer deesdae name noem nie. Jy moet nou so versigtig wees. wees. My uitsnyk asseblief, maar ek het dit was my langste ontbyt gewees een oggend. Struys. Ja, jy mag ook hier die kameraman gebruik. Ja, ons is so klomp. Ons het klomp wette. Luister gou hier mense. Ons moet versigtig wees wat ons praat. Ek kry 'n WhatsApp. En hierdie ou val nie aan. Hierdie ou sê, "Roy, as ek sien hierdie prediker wat baie bekend is in Suid-Afrika, volg jou ook en is op jou volglys." En hy sê, hierdie prediker het 'n video gemaak waar hy sê dat 'n mens maar kan drink.
Nou, ek het nie die video gekykie, maar weet jy, dageliks vertel hierdie ou vir my, en daarna gaan plaas ek dit. En ek sê, wees versigtig. Jy het miskien nie in 'n dranklewe groot geraak nie, maar die ander persoon het groot geraak in kan val. En wat toe uitdop, mense, is vir my onrusbarend. As jy vat, as 'n vrou wat sê, drank het haar kind doodgemaak. En hulle praat toe, en dan kom daar vraggiese pastoor tussenin. En hy sê, hou op teen drankpraat. Terwyl hy hoor hier's 'n vrou wat haar kind aan die dood afgeneem. Mense is seer en dan verdedig ons die sonde. Ek en jy moet baie versigtig wees wat ons sê. Want weet jy wat, jy sê een sin en jy trigger mense om te dink iets is oukei. Bly dan liewerste stil. As jy dink iets is oukei en jy's nog nie oortuig in die Bybel uit daaroor, bly net stil. As wat jy ander gaan in die verdoewenis invat. Ek wil net nog een noem. In Kimberley is daar 'n vrou, haar man het 20 jaar laas was sy in die kerk, sê sy. En hy het 'n dranklewe. Sondagoggend nou sy kerk toe gaan drink hy. En sy smeek hom. Sy vra my om saam te bid en ek bid. En hy sê, okay, hierdie Sondag sal hy gaan. Ek was daar. Daai Sondagoggend, Satan sit ook woorde in mense se monde. As mense nie ingebid is nie. Kom die pastoor op, wat hy nog nooit gesê het, en hy sê, in sy preek, ek geniet my rooiwyn. Net daai sin, het daai man uitgestap en vir sy vrou gesê, ek kom nie weer daar nie, en jy wat sê, ek moet ophou drink, hoor wat sê jou pastoor. En hy het gaan, ek het na die pastoor toe gaan en gesê, kom ek en jy stry nou nie, maar gaan net na daai huis toe, en gaan help net, asseblief daai man. En hy het nie gegaan nie. Want hy voel skaam. Maar hy gaan aan met sy drinkery. Ek wil vandag vir jou sê, ek en jy moet pasop. Ons gaan so later in hierdie gesprek nog praat oor, ek en jy moet ons woorde kies. En daar wil ek sommer, ons het dit nou nie eens op nie, maar ek wil jou so 'n bietjie aanval. Nou, ons het nou gesê, ons val nie mekaar aan nie, ons val nie mense aan nie, maar vir jou val ek gou aan. Omdat jy so vinnig is om te praat, het jy nie takt, partykeer. Jy het salwing, maar jy het nie takt nie. Ek sal byvoorbeeld, as jy iets in jou binnekamer ontvang by die Here, en ek maak ook hy fout. Ek het eendag gekry, ek moet Noord-Korea toe gaan. En toe kom hardloop ek hier by die Witpad af, en ek sê verstel, ek gaan nou Noord-Korea toe. Ek dink baie keer moet ons net by die Here gaan sit, dit oordink, niks is van die tafel af, he. En dink hoe ons dit oordra. Stem jy? Praat? Ja, nee, ek stem 100% saam met dit. Op daai oomblik, toe ek so gevoel het, en ek voel nog steeds so, ek gaan nou met taak praat. Nee, hoor gou, jy mag, Ja. kom ons praat, jy wil graag na geslote lande toe gaan, jy wil na gevaarlike lande toe gaan, alles, maar hoe 'n mens dit aan jou geliefdes oordra, hoe jy dit in jou, jy klim nie op jou foon en jy bel jou ma. Ja, ek het sommer vir my ma gesê die laaste keer toe ek kon sien, mamma, dis dalk die laaste keer wat ek jou. Ja, dit is verkeerd. Ja. Dit het geen takt nie. Ja. So ons moet persoonlik besop wat ons sê. Ja. Sê So my, sy dink nog steeds, sy gaan my dalk weer nie sien nie. Toe ek aan nou die dag gebel en gesê, mamma, ek gaan nog dalk een keer daar by jou kom draai, om weer dalk baie te sê, maar kom ons sê 'n bietjie, wanneer het ek en jy die eerste keer ontmoet? 2016, wat ek hier so aangekom het Februarie, met my polisiehoekie, wat ek gesteel het uit die polisievan uit. En toe was ek diep in satanisme in. Jy was dinner ook is nou. Ja, baie. Mag ek so iets byvoorbeeld op TV sê? Is dit beledigend of nie? Nee, glad nie. Nee, ek was baie dinner as Nee, kan ek vir jou iets sê? Ja, Dit hang af met wie jy praat. nee. Okay. As ek met party mense praat, sny jy sekere woorde uit. Ek kan nie vir almal sê, jy was dun daai tyd en nou is jy 'n bietjie dikker hè. Jou geaardheid is. En daarom moet ons kyk met wie ons praat. Ek het byvoorbeeld met 'n man en ek hou van humor. Maar mense moet besop van ligsinnigheid. En ek het in my kerk gekom en sê ek altyd, hallo jy, hulle is nou al dood,
maar gaan nog steeds julle name gebruik nie. En toe sê hierdie vrou na diens, maak van die ander grappe stop met my. Jy maak nie weer 'n grap van my nie, of oor my of met my nie. Jy moet karakter lees. 'n Pastoor en 'n evangelis, en ek sukkel met dit. Niemand lees van die karakter nie. Voor ek my kon kry, het ek iets gesê wat, as dit uit, maar hoor gou. En na 3 maande, toe sê sy, Royce nou, jy maak met almal grappe behalwe met my. So party mense weet ook nie hoe hulle dit wil hê nie. Maar okay. Sê gou vir my toe jy hier aankom. Ons gaan vandag so gooi en ek glo dit gaan vir iemand daar buite iets beteken. Toe jy nou hier aankom, toe is jy 'n jong Christen. Ja, toe ek hier so aankom met daai tydperk was dit vir my sekerlik een van die donkerste tye van my lewe gewees. Uit wat uit kom jy toe? Ek kom toe uit satanisme uit, kom uit kardiefstal Kom uit. so 'n bietjie verder. Ek kom toe uit satanisme, kardiefstal, dwelmsmokkel en al daardie tipe van goeders uit. En uit die Drie Susters Kerk uit, was 'n dopper gewees. So Is dit die liedjie van die Nee, Drie nee, Susters? nee, Dit is Drie Suster Kerk. Ja, ek kom uit die gereformeerde Sien jy nou kerk dan? uit. Vir ander mense kan dit nou aanstoot wees wat ek nou gesê het. En vir party mense sal die grappie agter Ek dit het hom nou amper begin sing. Okay. Maar jy moet vry voel in dit doen. Maar okay, hier kom jy nou aan en hier slaat ek my eie naam nou met 'n plank wat ek nou gaan doen. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Maar ek hou daarvan dat dinge uitkom. Dit het nou in 2016 gebeur, maar dit kan maklik môre weer gebeur. Jy weet nie hoe bid 'n mens nog vir mense nie, jy was 'n satanis. Kom ons vertel 'n bietjie die verkeerde manier hoe 'n mens miskien met mense optree, maar daai aand was dit nog 'n goeie impak gehad. Jy gaan jou skoene stikkend. En jy gaan vra vir my vrou Gom, hoeveel gee sy te? Sy het vir my omtrent 'n hele ouer gegee. Ek dink hy's kleiner. Nee, hy was nie, dit was 'n billetjie. Nee. Ek weet nie wat was in daai gom nie, maar dit was goeie. Omdat sy glo. Ja. Sy dink hierdie ouetjie sal sy skoen gaan plak. Ja, nee maar ek wou. Maar toe ek daai ding ry. Nee, wees nou eerlik. Het jy al met die gedagte gesit ek gaan Gom gebruik? Nee, toe wou ek regtig net my vellie plak. So, en my vrou gee dit vir jou. Ja. Dit is dieselfde as ek staan by 'n rugbyveld en ek haal my koelbox uit met 12 biere. En ek laat val mense. My vrou het deur die Gom vir jou laat val. Nee, kom ons praat daaroor. Hoe dink jy? My eerste intensie weer eens was nie om die gom te snyf nie. Maar toe ek daai blikkie oopmaak, sê ek, wat 'n gom is hierdie? Ken jy, hierdie is al verouderd. Toe jy nou ernstig sê vir mense, as dit tannies en ooms, oom is 90, hy het nog nooit 'n sigaret gehad, hy nog nooit 'n gedrinkie en hy kan nie verstaan en ek kan ook nie verstaan hoe kan 'n mens Gom snyf nie. Dis bo my vuurmaakplek. Maar wanneer daar 'n demoon van verslawendheid in jou is dit iets anders. En 'n demoon van verslawendheid, hy floreer op ooreet ook. Hy floreer op Chesterfield. Hy floreer op alle. Maar okay, toe jy hom oopmaak, wanneer het jy die gedagte gekry ek gaan Gom gebruik? Daai oomblik toe ek hom oopmaak, toe ek daai reekie vang, toe hy my klap, toe voel ek eers hierso's ietsie aan hierdie. Ek wil 'n bietjie dieper in dit gaan. Sonde
is soos 'n klippie wat jy in die water gooi, maak rippels. Jy gaan gebruik jy loop om jou hoek en gebruik dit toe alleen nie. Vertel verder. So het ons, hy kom ook op 'n huisgenootboek af, en ons het 'n paar vriende, en een van my ouens is toe nie hierso. Maar ek gaan ook nie sy naam noem nie. Gourenier, môre. My eysterbroer. Het gaan goed met hom, lyk dit vir my. En ons is toe 'n paar ouens en vir 'n ou wat uit die Dopperkerk uitkom, en toe ek neem aan hier was toe Pink. Ek wil net gou iets sê. Daar is standaarde by die Dopperkerk wat ek van hou. As dit nog daar is. Ja, maar, en dit is soos moenie dobbel nie. Yes. En waar ons in party kerke kry, hulle sit sommer 'n motorfiets daarvoor op 'n stand en dan koop jy R200 loodjies, dan noem hulle God het vir hulle voorsien. Julle lieg. Die geluksgod het voorsien, nie God nie. Ek wil net so bietjie, so die Dopperkerk het ook geweldige goeie impak gehad, maar die tradisie het jy nog nie oorgekom. Ja, Okay. So ek was nooit onder die indruk van mense wat val onder gebed nie. Okay? Ons moet tog ietsie daar. Weens by die Dopperkerk het daar nooit mense na vore toe geroep om te sê, luister hier, wil jy dalk jou hart vir die Here gee? Ek onthou so hier en daar 'n preek, en die tyd wat ek nou hierso gekom het, en dan kry toe die gom, en ons ruk toe 'n huisgenoot uit, en Justin Bieber is toe op die middelblad van die huis, ek mos baby, oh, en ons smeer op toe daai check, jy weet jy like jou peanut butter smeer? Vra vir ander Strauss. Wag, ek het gou iets sê. Eintlik wat ons om hier gehad het. My skoonseun is nou gister 11 jaar getroud, en vanoggend kom ek op die Facebook af, en dit is vir my so mooi as iemand so van my dogter praat. Ek moet sê, dit was nou vir my, as hy vanoggend hier was, het ek hom 'n soen gegee, my skoonseun. Maar wie jy, hy sê hulle is nou jonk getroud, die geldjies is min, en hulle is daar in Gordons Bay, hy en Ansorie, en hulle swaartjie ander Strauss kom kuier. Hy dra geen iets by die huishouding glo toe nog nie. Maar en hulle het brood wat hulle smeer. Hy François vertel vir my. Hy sê hy kyk hoe hierdie man hom leeg skep die grombontjie botter op daai brood 3, 4, 5 cm dik sit en dikker. Nou kyk, so ken ek vir Andres. Eenmal 'n jaar eet hy grommetjie botter en dan plak hy vir hom. Hy sê hy het later eenkant vir Ansorie gesê, as jou broer hier is, kom ons hou net ons smeergoed in die kamer. Nou as jy vir Andres sien, moet jy dit wegsteek. Nou, dit het gebeur hier ook. Ons eerste voorman by die krokodille. Ek is nogal die aand hier en ek sien, hy bring sy smeergoed in die kamer uit. Ag, ek het sy naam nou vergeet. Ek vra vir hom nou, hoekom sit jy nie jou goed in die yskassie? Hy kyk so onder toe, hy sê, oom, as Andres hier is, het hy ook geen smeergoed daarna nie. Nou okay, kom ons vergeet vir Andres, jy smeer toe nou vir Justin Bieber, volg hom. Ja, en toe's daar, ons 'n paar, ek dink ons was so 7 ouens gewees. Jy rol hom op soos hierdie grommondjie. Ja, jy vang hom so en dan kap jy hom nou, papa. By jou neus of by jou mond? Jy slaat hom sommer bo oor, gas mask yourself. Is Okay. ons waterboard maar met 'n wille ding. As ons lag oor hierdie goed, is omdat God ons vrygemaak het. Ons verlekker ons nie in die sonde nie, okay? God plak nie verniet nie. Hy sit jou ook op 'n plak, verstaan? So dis net waar die ding ingekom het. Maar hoeveel mense in die kamer Ons- gebruik toe nou of almal? Ja, ons trek omtrent, of ek trek omtrent so 7 ouens saam met my. Ek weet nie is omdat dit is omdat hulle Justin Bieber gelike het, of omdat dit is gegaan net oor die plak nie, verstaan? En ek trek toe so 7 ouens om my, en dan kom toe onder onsie, onder een wat nie baie happy is oor wat ons doen nie. Nou, Ek wil net sê, op daai stadium sit ek op 'n toilet, wat net 'n muur en 2 meter van julle af is, en ek hoor die tekere ganery. Ek ruik nie die gommie, maar ek hoor die konsternasie. en op daardie oomblik toe kom Royes toe uit, en ons is in die kamer, en hy vra toe, Jy's 'n nuwe ouetjie, jy's nog nie by die Here nie. ja, nog nie heeltemal, kyk, Nee, jy kan nie by die jy kan Here nie, wees, jy het nee, kom ek gebruik is van- nie, verstaan ek is nie. My man het nou net gom gesny, waar moet ek wees? Okay. En hierdie ons staan so, en daar Reinier toe net ingekom die dag. En Ek moet vir 'n nier beskerm. Ek moet vir 'n nier by God kry. Ek moet vir 'n nier se pa en ma wys. Ek sal vir 'n nier by Jesus kry deur die Heilige Gees natuurlik. En hier kom
ander mense wat met hulle gom plak my hele planne waar ek wil hê hier moet mense change deur mekaar krap. Okay. En ja, toe die skoen was toe nooit geplak nie. In elk geval, so kom ons op die stuk en Roy sê toe, alright, kom ons gaan nou 'n gebed doen. Ek laat staan julle so in 'n ry. En nou staan ons staan so in so 'n half maan. Nou ek wat uit 'n dopperkerk uitkom, weet wanneer jy staan jy met jou oë toe, altyd jy staan altyd op en jy staan met jou oë toe. En hy begin toe te bid. En ek uit my onkunde uit, dog toe dit is so 'n mens val onder gebed. Want toe ek my oë oopmaak, toe lê ek op die blerrie grond. Want toe sê hy, Here, beskerm hierdie mense en hierdie duiwels, toe val die klappe so. Toe dink ek by myself, O, julle val nie onder die salwing nie, julle val onder die toe. salwing nie, toe val ek onder die klappe. Daar het julle dit. 2016 klap Rooi is 9 mense plat. Gaan vertel dit vir die wêreld. Okay, maar okay. En toe, Daai aand word ons toe reën het. Kyk hier toe sou sy pappa. Ek onthou. Nee, kyk hier, daar was lanklaas so reën gewees en hulle gelaai ons soek so wat 5 kilos van die af. En ek stap met my stuk in 'n valley vol water, niks geplak nie. En Roy is vra toe op die groep vir die ouens. Luister hierso, kan ons hulle maar gaan haal want ek sê vir julle jy kan niks vir jou sien nie. Dis toe. kom ek vertel hom verder. Ek sit hier so en op die groep sê ek vir die ouens en hierdie moet julle hoor. Ek het hulle wel geklap, maar tog het ek 'n ander deel hart ook. En ek kry hulle jammer daar buite. Ek dink hulle kan nie in die donker sien nie en hulle loop in 'n stroom water, hulle kan verdrink, hulle beland in die hel en ek begin omgee. En weet jy, ek sê op die groep, moet ons hulle nie gaan haal nie. En daar's 2 ouetjies. Dis baie lus om hulle name te noem. Ek kan hulle name noem want hier was al baie JP's. Dit's 'n JP en 'n Johan en hier was baie Johanna. En hierdie 2 almal sê oom gaan haal hulle. Johannes toe so 'n maand by die Here en skielik het God deur hom genesing gedoen. Ons moet besop dat ons nie dink ons het gearriveer nie. Johan was 'n asblikkrapper. Johan was uit Draks uit. Maar weet jy wat? Partykeer as ons by die Here kom, vergeet ons van die sondaar waar ons was. En ons is te godsdienstig en is te vol van ons fariseerigheid. En die volgende oomblik sê Johan, nee, moet hulle nie gehaal nie. Hy was nou die dag nog daar en JP ook. En ek sê hierdie woorde vir hulle op die groep. Julle harte is vuil. En ek gaan haal hulle. Toe ek afklim, dit reën. Daar nie, dit reën. Ek staan 'n halwe meter van Stefan af. Ek sê, julle moet klim. Hy sê, ons loop dan nou so lekker. Die walm van die gom slaat my. Maar kom ons vergeet nou die gom en alles. Mag daar vir jou 'n storie hierdeur gekom het. Daarna raak jy pastoor en ek wil vandag sê, as God persente uitdeel, kom vra julle eers. As julle vir julle kinders persente gee, en hulle speel lekker met die trekkertjie, wat jy vir jou kind gekoop het, en jou kind was nie die skottelgoed wat ma gevra het nie. Vat jy sy trekker permanent af, en gee hom dit nooit weer vir hom. Dis dieselfde by God. God gee gawes. God gee persente, en God gaan vat nie sy goed nie. Daarom is dit bitterlik gevaarlik. Daar's mense wat sypentale praat. Daar's mense wat van die pad af is, en bid vir siekes, dat raak hulle gesond. Dis verskriklik gevaarlik. Jy moet onderskeid hê. You can have my